Here, dankie. Dankie dat ons daai verklaring kan maak om te sê ons is hier vir U. Het gaan alles net oor U. Dankie Here dat ons die voorreg het om te weet U leef en U beweeg, U werk onder die lofprysinge van U kinders. Maar Here, dankie ook dat ons weet dit gaan nie net oor sang en musiek nie, dit gaan oor ons lewe wat 'n lewende offer is vir U. Ons eer U en ons dankie en ons kom nou en ons vra in Jesus se naam, Here, ontvang die eer, die lof, die aanbidding tot eer van U naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Baie dankie. Baie dankie. Goeiemôre die wêreld daar buite. Afghanistan, Pakistan kan nie verstaan. Dis waar hulle sit vanmôre onder die boom, langs die strand. As dit by jou Woensdag is, teen die tyd jy by die ding uitkom, prys die Here, dis ook oulik. As jy per ongeluk hier ingeskakel het, moenie afgaan nie, hoor. Bly net so 'n minuut. Dalk is hierdie net 'n divine appointment van die Here af met jou. Dat jy nou die verkeerde knoppie gedruk het om nou op hierdie YouTube kanaal af te kom en hierdie Facebook. Wie's hierdie snaakse mense? Stick with us. God het dalk net met jou 'n afspraak. Ons is besig terwille van die nuwe mense vanmôre, terwille van jy aanlyn. Ons is besig met 'n reeks waar ons sê ons sny die naalstring af. Nou dis eintlik 'n baie grafiese, moet dit gaan so wees. Manne Marak gaan kom en sê, hallo wêreld, hier sê ek, en dan sê die dokter, okay, kom. Wat beteken dit om so die naalstring af te sny? Dit beteken, jy het vir 9 maande die voorreg gehad om 'n babietjie te bou. Prys die Here. Hy sê, ek het jou wonderbaarlik aan mekaar geweef in jou moederskoot. Dogtertjies moet so fyn brei, hekeltjie en dingetjie. Ek is met nommer 4 breipenne gebrei, so met 'n dik wol. Maar God sit daai kind aan mekaar, hoe mooi is dit? En dan na die geboorte, dan kom die dokter en hy sê, okay, gaan aan. Ek en jy kom op 'n punt van Kersfees, waar die Here dit in my hart gelê het om bietjie te speel met woorde, en net te sê, maar kom ons los 'n paar snaakse gedagtes agter. Ons almal kom van verskillende kerke en verskillende agtergronde en verskillende tale en kulture, en dit maak nie saak nie, prys die Here. And this morning, if you are online and you don't understand Afrikaans at all, please phone me and I'll translate this whole thing for you with love. Maar kom ons maak vanmôre 'n besluit en ons sê, ons sny af kultuur, en ons kan nou vir mekaar sê vanmôre, maar ek is nou 'n boer, ek is 'n Afrikaner, ek is 'n Suid-Afrikaner. Wat maak van jou 'n Afrikaner? Kakie klere en sari maree? Nee, glad nie. Potjie kos, ja. Ek lyk nie so van water drink, let's go, jy weet, maar nee. Wat maak van jou 'n kind van God? Jesus se geboorte, Jesus se sterf aan die kruis, Jesus se opstanding uit die dood. Dit maak jou 'n kind van God. Nie jou kerk nie, nie jou oulike predikant en pastor en julle is oulik manne, come on. Maar ons gaan nie dit vanmôre vir mekaar sê nie. Ek wil vanmôre vir jou net nog een ou dingetjie vra om dalk net uit jou gedagtes uit te skuif. Paulus sê, vernuwe jou denke. Kry 'n godly mind, fokus op die woord. En dis graag wat ek wil doen. As jy 'n kommentaar het, asseblief skryf vir my 'n e-mail, stuur vir my 'n boodskap, bel my anytime. Ek is nie die enigste ou met 'n absolute waarheid nie, glad nie, maar ons kom met soveel, ek kry mense wat sê, ja, maar daar waar ek vandaan kom, het ons altyd, en daar waar ek vandaan kom, het ons altyd, en ons gaan praat daaroor vorentoe, van maar die Kersboom, en ons gaan dalk vandag daaroor ook praat 'n bietjie, maar ek en jy ek wil hê, ons moet vandag die beeld afsny van baby Jesus, wat die wêreld vir ons voorgehou het. Onthou julle in die dae voordat daar Facebook en WhatsApps en wat, al die elektroniese media, was daar kerskaartjies, onthou julle dit? Dan is Josef en Maria met 'n babietjie, en die 3 wyse manne in die Bethlehemster, en kameel wat so wurg om daarin te kyk, wat gaan hier aan? Wat kry mense as jy 'n kameelperd en 'n bulldog kruis?
iemand wat die boewe oor die heining kan byt. Die kameel wat so, hy wil ook daarin, hy wil gaan kyk. Maar baie van ons se prentjie het vasgehaak by daai babietjie. En dis nie die volle storie, dis die waarheid, dis amazing, prys die Here vir die babietjie. Maar dis nie waar die storie stop nie. En ek wil vandag bietjie, dat ons net, dat as jy dalk, ek weet niemand hier sukkel daarmee, kom aan Koos, is lankal daar verby, ja, okay. Vir jou. As jy dalk nog vandag sit en nie regtig verstaan wat het gebeur nie. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Dit is onder andere die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. As jy nou dink, die dag toe jy getrou het was, wow, dit was amazing, prys die Here. Die dag toe daai babietjie gebore is, man, ja, ons maak nie hierdie goed af nie, maar die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Ons almal weet dat God het in die Ou Testament, wil ek sê met liefde gesukkel met die mense, met sy volk. Hulle het afvallig geraak, hulle het triks uitgewerk, hulle het moves gemaak, hulle het goue kalwe gebou, hulle het offerandes gebring, hulle het dit en dat en dit het net nie gewerk nie. God het vir die mens 'n vrye wil gegee. Onthou julle vir Adam en Eva? God sê, julle kan enige ding eet, maar daai boom los jy uit. Hy het nie heining om daai boom gegooi nie, hy het nie 'n elektriese kabel daar aangeleg sê, jou sok nie, nee, glad nie. Hy het gesê, dis in jou hart, om daai besluit van gehoorsaamheid, en mense sukkel daarmee. Ons is inherent, is ons default setting, factory setting, is sonde. Ons rebelleer. Ons wil nie goed hoor nie. Ons wil altyd in 'n rigting. Die belangrikste gebeurtenis het daar begin, toe God sê, ek stuur my seun Jesus. Hy het vir ons groot geword op die aarde, hy het dit gemodelleer, paar manne die boeke geskryf in die Bybel wat ons ken vandag, en ons sien wat het Jesus gedoen, en ons sien wat is die uitkoms waar hy sê, maar ek sterf vir jou, ek staan op in die dood vir jou, en daarom kan jy nou die voorreg hê om vir God te mag sê, Vader. Daarom kan ek en jy leef in oorwinning, vanuit oorwinning. Ons veg is in die gees, nie in die vlees nie, ons almal ken daai versie. Maar ons veg nie vir oorwinning nie, ons veg vanuit oorwinning. Toe Jesus sterf aan die kruis en sê, dis volbring, toe sê hy, dis klaar, dis reg. Jy kan aangaan, ek los vir jou die Heilige Gees, sodat jy met 'n oortuiging in jou hart, don't be driven, be led by the Spirit of God. Al hierdie goed, ons ken dit. Maar Kersfees bring ons by 'n punt waar Lukas 2 vers 11, ek lees in die Afrikaanse Bybel vir almal, vandag is julle redder in die stad van Dawid gebore. Hy is Christus, die Here. Amazing julle, dis nie net nog 'n babietjie nie. Dis nie net nog iemand se klein kind en nee. Vandag is julle redder in die stad van Dawid gebore. Hy is Christus, die Here. So kom by die vraag. Hoe lyk jou prentjie van Jesus? Ons het nou daai liedjie gesing, Jesus, sterke leeu van Juda. Die lam, Hoe lyk jou prentjie van Jesus? Is hy vir jou die lam of is hy vir jou die leeu? Jesus is beide, deurlopend. In 'n tyd van benoudheid, in 'n tyd van angs, in 'n tyd van panic attack, in 'n tyd van groot moeilikheid, dan is Jesus vir jou die lam om vir jou te sê, ek bring vir jou troos, ek gee vir die Heilige Gees as 'n trooster. Ek is hier vir jou. Wees kalm. Die Here is my herder. Hoe werk dit? Het julle geweet in die ou tyd, skaapwagters, hulle het voorgeloop. Hulle het nie hulle skape met die honde so, Hy het voorgeloop en hy het gegaan. Hulle het sy stem geken, hulle het hom gevolg. So as Jesus sê, ek is die lam, dan ken hy die wil en die stem van God die Vader. Hy sê, alles wat ek sê, hoor ek by die Vader. Ek doen niks wat nie die Here se wil is nie. So Jesus is die lam, sag. Maar ek en jy moet nooit, dis 'n fout, om sag en swak te verwar.
om sag en swak te verwar, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Ek het die voorreg gehad om 'n bietjie rugby te speel in my lewe. Dan kry jy ouens daar. Hy is so sag soos 'n lammetjie. Tot hy daai trei oor sy kop getrek het. Tot hy daai leerbal in sy hand het. Dan word hy 'n leeu. En dis Jesus, die leeu van Juda. Jy sien die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Jesus is die leeu van Juda. Verstaan jy dit? Hoe kop jy hom, het jy hom? Lekkerte? Ja, Koos, come on man. Sondagskool 101. Ja, ek wil dit net vir jou vaslaan. Laat jy net verstaan waar gaan ek met die gesprek. Dat jy nou nie sommer hier op die einde inval en dan sê jy nou waar kom die ou vandaan as jy nou ingaan rewind en begin van voor af dat jy die grondslag kry. Want jy sien jou prentjie van Jesus gaan bepaal hoe jy met hom omgaan. As jou aardse pa 'n cool dude is, nê. Dan wil ek jou uitdaag, bring jou pa vir my. We don't need cool dads. We need godly dads. Jou kinders het genoeg cool pelle, dis hoekom hulle lyk soos hulle lyk. Ons sit youth pastors in 'n kerk. Dis 'n cool ouetjie daai. Jy gecheck wat se moves het hy. Jy moet moves hê, maar jy moet dans volgens die wil van God, pappa. Jy moet halleluja voete kry. Nie net hoogtrap hier by Jolly Jolfin nie. Jolly Jolfin, ons ry nou die dag daar verby, die kar se vensters maak so. Jolly Jolfin is lekker. Maar jy wil nie as jy daar verbyloop, julle jong mense, dan sê jy, weet wat, môreoggend net dans ons verder, kom. Moenie vir hom sê met ophou dans, jy sê dit van ek gaan jou nuwe move leer, kom. Bring hom saam. We need to get a godly mind. A godly heart. Hoekom het Jesus gekom? Vir sonde. Sonde is 'n deurmekaar ding. Sonde is nie lekker nie. Die definisie van sonde is rebellie teen God se wil en wee. Ons weet almal, Satan, Lucifer, die mooiste van al die engele, speeltjie aan die hand, wie is die mooiste wat hy in? Toe vat hy 'n derde van die engele en daar gaan hy. En hy rebelleer. En sonde se gevolg vir jou en vir my. Die oomblik toe Adam en Eva in die tuin van Eden, Satan kom by hulle, en wat doen hy? Hy hou vir hulle leuen voor. Hy sê, hoorie, as julle daai vrug eet, gaan julle soos hy word. Hulle is klaar soos hy. Die mens is gemaak na die beeld van God. Die mens is nie God nie, nee. Maar wat wil jy meer wees? Adam en Eva wil eintlik God wees. Want hierdie beeld wat ons het, soos God, is nie goed genoeg nie. As ons hierdie vrug eet, man, dan is ons daar. En net mooi die teenoorgestelde gebeur. Die oomblik toe hulle daai appel eet, of wat dit ook al was, daai vrug. Hulle sê Adam en Eva was boeremense. Hulle was nie Chinese nie, anders het hulle die slang geëet. Maar die oomblik toe hulle daai vrug eet, toe is hulle naak voor God. Hoe werk dit? Die heiligheid, die teenwoordigheid van God onttrek so, boem, en onmiddellik is hulle in sonde. Sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Wat doen Eva? Sy word 'n fashion designer, net daar, boem. Sy begin klere bou, vyeblare. Toe ons in standaard 3 was, onthou jy daar in die Vrystaat, toe skryf ons opstelle oor die karaktereienskap van 'n vyeblaar. Hy verwelk so, jy hom vandag pluk, môre is hy moeg. Dis hoekom jou vrou voor die kas staan en sê ek het niks om aan te trek nie. Die mode verander die hele tyd. Sy moes elke môre 'n nuwe outfit bou. Daai materiaal brand die wit waks uit jou uit. Dis nie die regte ding nie. En God se genade, Genesis 3:28, and God made them a garment of lambskin, verwys na die lam van God, and he clothed them. Hy sê nie vir hulle, gaan kry vir jou 'n kerk,
gaan kry nou oom Harry toe daar in Harry Smit, net dat hy vir jou bevryding doen, en nee, hy sê, vir kom net hier, staan stil, dat ek jou kleed met my seun Jesus. Hoe lyk Jesus? 1 Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus is die woord, ek wil jou kleed met die woord, kom, vandag gaat jy. Dis wat gebeur by Kersfees met sonde, want die loon van die sonde is die dood. God sê vir Adam en Eva, as jy van daai vrug eet, gaan jy doodgaan. Maar hulle gaan nie dood nie, hulle het dood gegaan geestelik. Moeg, onmiddellik, net daar, same time. Ek en jy, God sê, ek sê jou oorgee in jou sonde. Daai ding wat jy so like, wanneer jy dink jy is alleen, daai ding wat jy maak, as jy oorgee in jou sonde, jy gaan geestelik sterf, na niks. En toe, kom, Jesus die lam. Jippie. Ja, hier kom hy, come on, make a joyful noise. Die lam van God wat kom. Julle daar so 'n mooi storie oor troues. Wie sal getroud? Wie gaan nog trou? Jy gaan eendag trou. Nee, nie nou dadelik nie. As jy wil trou, ek love troue. Dis amazing. Maar waar kom 'n troue vandaan? It is a holy covenant with God. Wat hulle gedoen het in die Ou Testament met Abraham, toe God met Abraham 'n covenant maak. Toe hulle daar staan en sê, I do. Wat doen hulle? Hulle vat die mooiste lammetjie. Hulle sny hom in die helfte deur, dis gross, maar hulle bring 'n offer. Hulle pak daai lammer so uit, op die kant, op die paadjie wat jy loop. Dis hoekom 'n bruid in die gang afloop. Hallo, het jy dit geweet? Nou weet jy. Die offerhandes lê hier, en jy sê, Here, ek lê my lewe neer, sien jy, bring ek my offers, my ma, my pa, ma, sy gaan jou verlaat, sy gaan die naaldstring knip, ons sal daaroor praat, hoor. Dan kom jy daar, en wat gebeur? As jy voor daai covenant omdraai en wegstap, word jy 'n offer op die pad terug. Hier kom die lam van God, en God sê, ek gaan vir jou uitweg gee van sonde. Ek gaan vir jou die lam gee. Johannes 1:29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê, daar's die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes is sy neefie. Onthou julle toe Maria swanger is, toe die engele na verskyn en sê, jy swanger, toe sê hy, gaan na Elisabeth toe, dis haar niggie. Elisabeth is Johannes se ma. Toe hulle naby mekaar kom, toe spring die babietjie in Elisabeth se maag, daar, waar hy is. Hoekom? As jy in die teenwoordigheid van God kom, bom, dis elektrik. Daar gebeur iets in jou lewe, jy kan nie in God se teenwoordigheid kom, jy kan nie in Jesus se teenwoordigheid kom en net omdraai en wegstap, jy werk nie so nie. Maar die oomblik toe Johannes vir Jesus sien, min of meer 30 jaar later, toe erken hy hom en hy sê vir hom, daar is hy, die lam, wat die sonde van die wêreld gaan kom wegvat. Jesus, die lam, is God, die Vader, se antwoord op sonde. Jesus sê, ek staan by die deur vir jou hart te klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Ek wil jou kom woning maak, ek sê vir jou vergewe. The handle to the door of your heart is on the inside. Jou keuse. Jou keuse. Hoekom sê die Bybel vandag, moenie jou hart verhard nie? Dis hy daai. Dit is God se antwoord op jou probleem. Jou probleem is sonde. Ek praat nie van jou fisiese probleem, jou finansiële probleem, jou emosionele probleem, jou sosiale probleem, dit ook. Maar ek praat jou siel, jou gees, daai probleem, dis die wortel van die kwaad. Hy manifesteer in allerlei ander goed. Maar the bottom line, jou probleem is sonde en die oplossing is Jesus. Hy is die bemiddelaar. Wat doen 'n bemiddelaar? Julle geweet, deesdae in Suid-Afrika, as jy wil skei, dis 'n terrible bedryf, maar dan moet jy 'n bemiddelaar gaan sien. You need to go and see a counselor. Hoekom? Jy kan nie net skei nie. Daai ou moet 'n verslag indien na die Hooggeregshof toe en sê, ons het alle avenues ge-explore, ons het alles probeer, hierdie ding is onherstelbaar. Dis Jesus se werk, tussen jou en my as verlore mense en God die Vader. Hy gaan na die Vader toe en sê, Vader, dis volbring, ek het die prys betaal, ek is die bemiddelaar. Ek kom af na mense toe en ek sê,
Kom ons maak net reg. Kom ons maak net reg. Die bemiddelaar. Jesus is die regter. Wat doen 'n regter? 'n Regter kyk na die getuienis voor hom. Die oomblik as jy jou hart oopmaak, soos wat Jesus vra, dan sê Vader, ek skryf sy naam hier in die boek van die lewe, dis alright, ek het uitgekom. Onthou julle vir Stefanus in die Bybel? Paulus, toe hy nog Saulus was, willer as die wildtuin, hy maak almal deurmekaar. Hy is die hoofseun van die klipgooi-bende wat vir Stefanus met klippe doodgooi, hulle stenig hom. En toe Stefanus sy oë oopmaak toe hy sterf, wat sien hy? Hy sien die hemel is oop, wat sien hy? Hy sien Jesus, die Seun van God, staan aan die regterkant van die troon. Hoekom? Hoekom staan hy? Die Bybel sê dan hy sit aan die regterkant van God. Hoekom staan hy? Hy staan en hy sê, Here, Vader, uit eerbied, kyk wat doen hulle met jou kind. Ek is die regter, ek sal regmaak. Jesus weet van elke gedagte in jou kop, van elke omstandigheid in jou kop. Dis die werk van die lam. Hy is die skeieregter. Hy is die skeieregter. En ons kyk nou baie rugby en cricket en tennis en wat ook al. Dan het ons almal kommentaar oor die ref. Die beste ref is mos die ou dapies, Rusbank en Jeffreys Bay. Ek meen gister met die WP game, Sasha gooi so pas. Ek sit hier, ek sê, ag, dis vorentoe. Hulle speel in die Kaap, ek sien dit in Jeffreys Bay. Daar's 'n vrou in die paviljoen, sy gaan so. Wat is hierdie ref se probleem? Het hy nie oë nie? Het jy nie oë nie? Jesus is 'n regverdige skeieregter. Jesus sê, ek weet, ek verstaan, jy het hard probeer. Jy het daai bal gestel, jy tree terug soos 'n champion, jy maak daai moves, jy kap hom so om die oor so. Ons skop die bal, brrr. Sê Jesus weer, wat is alright. Dis okay, kom ons probeer weer. Jesus is die skeieregter, Jesus is die versoener. Wat doen 'n versoener? Ek sien 'n mooi ding, kinders, soos Theo, wat 5 en 10 en 8 jaar oud is. Hoe oud jy maar 10 jaar? 6. Yes, maar jy's 'n billetjie. Wow. Ek dog jy sal amper klaar met skool, man. Jo. Jy kan jou juffrou 'n paar goed gaan leer, ek sien jou. Maar jy gesien wat doen hulle met kinders deesdae, boetie en sussie so om mekaar fight. Hulle trek vir hulle een T-shirt aan. Hulle sit hulle albei binne in een T-shirt. Sê, right. Gaan opryte 'n bietjie, laat ons kyk hoe werk daai een. Dis 'n versoener. Dis Jesus wat daai kind wat so lê in 'n tantrum gooi, wat hy kom en jou net so vashou, net so sê, dis okay. Dis okay. Kalm net. Wow. Dis okay. Dis die lam. Hy bring versoening. Maar ek is kwaad vir daai en ek is kwaad vir die een. Jy gehoor wat sê hy? Ek stem nie met hom saam oor dit nie. En kyk nou weer daai musiek wat hulle sing. Nee. Dan kom Jesus en sê, My 2 susters, is ouer as ek, dis hulle kan opgewerk raak oor goeters. Sê die jonger vir die ouer een, dis nou so, nee, bly die wêreld vol. Dan sê sy, raak nou net vir my kalm en kry 'n koppie tee, dan praat ons verder. Dis 'n versoener, dis Jesus. Wat sê wie wat, stop net. Hy is jou plaasvervanger. Hy is jou plaasvervanger, onthou julle toe Isak en Abraham daar teen die berg op is. God maak vir Abraham 'n offer en sê, ek sien jou nageslag gee soveel as die sand van die see en die sterre van die hemel. Abraham en Sarah is al oor die 90 jaar oud. Abraham kom die middag daar by die tent, by die boudoir. En hy sê, Amo, daar's 'n belofte van die Here af. Hier kom 'n ding, en die Here gee vir hulle 'n kind, Isak. En toe hy min of meer 16 jaar oud is, onthou julle toe julle kinders 16 jaar oud was, toe was daar 'n tyd wat jy gedink het, dit sal maklik wees om hom te offer, nê?
Want hulle pla as hulle so begin, maar God vat vir Isak en hy sê, kom ons gaan. Isak dra die hout, Isak dra die mes. Sy pa gaan hom offer, daar gaan hy. En toe hulle daar bo op die berg kom, wat toe? Maak hom vas, daar lê hy. Isak sê, pa, waar is die offerlam? Abraham sê, God sal voorsien. Jesus kom en hy is die plaasvervanger vir jou en vir my. Ek en jy hoef nie op die altaar te gaan lê nie. Ek en jy hoef nie goetertjies te doen nie. Die woord sê Johannes, en hierin sal jy geken word as my kinders, julle liefde vir mekaar. Nie dit wat jy doen en dit wat jy, kyk hoe, daai is oulik, wees gehoorsaam. Maar jou liefde, Jesus kom en sê, ek staan in die gap vir jou. Die vir julle wat al die voorreg gehad het om in Israel, in Jerusalem te wees, die ou stad se mure, massive, so breed so die vertrek, bo, met sulke mure, hier kan strydwaans hierso ry. En dan is daar sulke langwerpige gate in die muur, wat die ouens hier van binne af skiet, so. Maar dan is daar ouens spesifiek, wat met gebreide leervelle loop, so vasgemaak hier so. As daar jy uit ammunisie uitraak, dan gaan staan hy so voor daai opening en hy sê, ek tree vir jou in die bres. Jy al gehoor dat mense praat so in Afrikaans? I'm standing in the gap for you. Dan kan hierdie ou gaan reload en hy kan bietjie gaan 'n glasie water drink en dan gaan hulle staan so in daai gap. Dis Jesus wat sê, ek staan in die gap vir jou. Dis die werk van die lam. Romeine 6, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon van die sondige is die dood, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus. Julle, daar is hoeveel beloftes in die woord, hoeveel beloftes, wat ons net so oor die toonbank vir mekaar gooi en sê, die Here sal, die Here sal, die Here sal. Maar die sleutel vir dit, ek gaan lees dit, die sleutel is altyd in Christus Jesus, altyd. Altyd. Nie deur dit wat jy doen en ek doen en hoe cute is ons en in Christus Jesus. Dis wat Kersfees beteken vir jou en vir my. 1 Timoteus 2, daar's net een God, net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Die lam van God. Jesus die leeu. Jesus die leeu van Juda. Openbaring 5, ons ken dit, hoe ons is bang vir Openbaring, nee. Drake, tonge, dinge. Openbaring 5, een van die ouderlinge het vir my gesê, ween nie meer nie. Dis 'n vreemde woord daai, nee, ween. Jy al geween in jou lewe. Onthou julle vir Paulus wat sê, wee jou. Jou pa, jou ma vir jou gesê toe jy klein was, nee. Jou pa kom vanmiddag 5:00 huis toe, wee jou. En as jy wee jou beleef, dan ween jy. Dis nie huil nie, dis ween, alles, jy breek blokkies. Ween nie meer nie, kyk, die leeu van die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en sy 7 seels kan oopmaak. Hy het oorwin. Nie hy gaan oorwin nie, nie hy sal jou kom red nie, nie ag, wie wat as jy so maak, dan gaan dit werk, nee. Hy sê, hy het oorwin. Het jy hom? Hy is die leeu van Juda. Klaar, is volbring. Ons het nou die dag daaroor gepraat en ja, jy hoef nie goed te doen nie. Jy moet net sê, Jesse, Jesse, Jesse. Het jy nie 'n opinie nie, Jesse? Maar wat gaan aan met jou? U plan, Here. Koos plannetjies, ek moet, Here, laat u koninkryk kom, wat moet gebeur? My koninkryk moet gaan. Jy kan nie 2 koninkryke hê nie. Die leeu.
Hoe maak 'n leeu? Hy is koninklik. Wie is die koning van die oerwoud? Doe julle dit? Leer dit vir julle kinders, man. Kom aan. Hulle wil net, I love you, hokkie, bokkie, wat ek het nie. Nee, man. Kom ons gaan terug na die leeu van Juda toe. Kom ons gaan terug en ons leer ons kinders die Bybel. Die Bybel. Koninklik. Ek het vir julle daai grappie vertel, maar julle het hom nog nie gehoor nie, net vir julle, nee. Koning Leeu loop daar in die oerwoud. Kry vir Hasie, hy sê vir hom, Hasie, wie is die koning van die oerwoud? Ja, Hasie sê, is net jy, koning Leeu, is net jy. Mooi geantwoord, hoor. Dan kry jy so 'n bokkiekie daar. Sê hy, bokkie, wie is die leeu van die oerwoud? Wie is die koning van die oerwoud? Is jy koning Leeu, is net jy koning Leeu. Nou, mooi gewerk, mooi geantwoord. Kry jy so 'n ou bil met 'n aftand daar. Olifant. Sê hom, olifant, wie is die koning van die oerwoud? Jesus, daai olifant wip hom. Gryp hom daar in die maanhare, gooi hom in die boom, slinger hom rond. Wat? Leeu klim maar uit, hy so. Hy sê, Jesus, jy hoef jou nie so te wip as jy nie die antwoord ken nie, okay. Die koning. Hoe lyk 'n koning, julle? Hy het mag. 'n Koning het mag. As die koning sê ja, dan is dit ja. As die koning sê nee, is dit nee. En it's amazing, Jesus kom en hy sê, laat jou ja wees en jou nee wees. Jy is geskape na my beeld. Imitate me, wees 'n nadoener, wees 'n navolger. Volg my, het krag. Krag. Nie krag om goed op te tel nie, dit ook. Maar het krag om jou lewe te red. Hy het die krag om die bose te oorwin aan die kruis. Die koning. Hy het 'n heerskappy. Ek weet nie hoe lyk jou koninkryk nie, daar waar jy is, geografies. Kerkstraat 1. Woonstel nommer 1, plaas nommer 7. Daai grens, dis joune, meneer koning, priester en profeet van die huis. Jou familie is jou verantwoordelikheid daar binne. As iemand in die nag daar buite hardloop, dan sê nie jy nie vir jou vrou, ek sou so moeg gewerk, gaan kyk jy maar. Nee. Jy is die koning. Jy is die bravo. Haha. As 'n gloeilamp gaan, sê nie vir jou vrou, hoor, ek kry maar 'n kontrakteur. Ja, ek het 10 duime, ek kan nie 'n gloeilamp omruil nie. Sy gaan 'n kontrakteur kry vir ander departemente ook, hoor, pas op. Die koning kyk na sy koninkryk. God onderhou die natuur. Maar dit is droog. Dan sê oupa wat 'n godsman was, onthou julle daai oupas, hulle het sulke ore, hulle het sulke hande, hulle het gewerk. Dan sê hulle, my kind, die aarde is groot, die Here weet waar die reën nodig is. Ja. Wanneer ons maak 'n move, Bill, ons kan nou al wolke maak, jy het gesien, ons skiet 'n ding hier in en ons maak reën. Ons is slim. God is die koning bo alle konings. Kan ons klein bietjie politiek praat? Aborsie. Nou maar die wetgewing sê in Suid-Afrika, ons kan nou maar aborsie maak, is alright. Die woord van God sê nee. Jy geweet in Suid-Afrika is dit statistêre verkragting vir 'n kind onder 16 om gemeenskap te hê. Jy kan nie. Jy mag nie, jy moenie. Maar 'n kind kan op die ouderdom van 12 self besluit sonder haar ouers se toestemming om 'n aborsie te kry. Hoe lekker deurmekaar is dit? Sy mag nie, maar sy kan. Sy moes nie, maar sy het. En nou kan sy weer. Terwyl die woord van die Here sê nee. Maar ons stem daarom vir hierdie span. Hulle is daarom nie heeltemal so nie. Gaan kyk wat staan in daai span se geloofsbelijdenis. Hulle ondersteun daai wetgewing. Nou vir wie gaan ons stem? Ek weet nie, maar kom ons begin disippels maak, sodat ek en jy 'n invloed kan hê op die politiek van die dag, om vir mense te sê, jy staan op 'n podium, jy bied vir my 'n T-shirt aan, jy bied vir my geteerde paaie aan sonder slaggate, maar jy ondersteun alles wat teen die woord van die Here is. Kom ons word wakker in Suid-Afrika en in die wêreld for that matter. Ag, Koos, jy leef in 'n droom. Nee, ek leef vanuit oorwinning. Maak ek 'n verskil? Ek hoop so.
Irriteer ek mense, witwaks, papa, al die pad. En jy nou weer gehoor wat sê hy nou weer. Sommige nou, same time, jy, daar. En wonder wat gaan hy nou volgende keer sê, ek gaan liever nie weer kyk nie. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sê jou vry maak, jy hoef nie die vyand te ken nie. Ken die waarheid. OK, ek maak klaar. Nie net Baba Jesus nie. Jesus is die oorwinnaar oor die sonde, Jesus is die oorwinnaar oor die dood, hy het die vyand verslaan aan die kruis, en hy het alle autoriteit op aarde, wat hy met die hemelvaart vir jou sê, ek gee vir jou die Heilige Gees, sodat jy wat? Dieselfde en groter as ek kan doen. Hoe bedoel meneer dan nou? Hy sê eenvoudig, jou voetprint is groter as myne. Ek was net in Jerusalem en 'n bietjie in Israel rondgetravel. Jy gaan in Jeffreys Bay bly. Gaan maak 'n verskil. Jy bly daar in Pakistan. Gaan maak 'n verskil. Hoekom het God jou daar gesit? Ek wonder. Sodat jy kritiek kan hê teen alles en almal wat om nee. Ek en jy, as ons Jesus se ware beeld gaan leef na die wêreld buite om ons, dan gaan Kersfees vir jou 'n ding word waar jy van die Baba Jesus af beweeg na die Jesus beeld van die leeu van Juda. Die lam, sag wanneer dit nodig is, maar in oorwinning wanneer dit nodig is. Die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kom ons praat gou weer oor Kersfees. Jy gesien hulle sit kersbome op. Dis van die duiwel af. Die duiwel het nooit 'n boom gemaak nie, God het die bome gemaak. Die duiwel het niks gemaak behalwe verwarring nie. Hoekom is daar 'n kersboom? Eendag lank gelede, min of meer 300 jaar na Christus, het daar sendelinge, Johannes, Paulus, Petrus en al hulle maatjies, eners klinkende name, het hulle die wêreld ingereis en hulle kom daar by koning Josafius en Josigius en al daai manne. En hier sit hulle onder 'n boom. Hulle sê van, wat maak jy nou? Hy sê ek gaan bid die son. Hoekom? Want God sê in die woord, hy maak die mens bewus van sy bestaan deur die natuur. Hallo, het jy al daai skrif gelees? Hier sit 'n ou uit nog nooit die waarheid gehoor nie. Hy sit onder die boom en hy dink, die son maak so, ek gaan die son aanbid. Dis 'n ingebore soeker na God. En in sy onkunde en in sy verlorendheid kry hy 'n son en hy sê ek gaan 'n fees maak vir die son. Wat sê die disippels vir hom? Ag, jou mampara kom. Nee. Hulle sê, man, jy het klaar 'n boom. Jy het klaar 'n God, dis net die verkeerde een. Kom ek wys jou. Die lig vir die wêreld, sy naam is Jesus, hoor. Kom ons gebruik jou boom. Volgende keer as jy onder hierdie boom kom sit, dan noem jy die naam Jesus. Jy sal die naam van Jesus nie op jou lippe neem sonder jou lewe verander nie, raai. Wat het Jesus gedoen toe hy die disippels roep? Kom vissermanne, jong manne op die strand. Sê, julle vang vis. Okay, kwaai. Kom ek gaan maak vir julle mechanics. Kom ek gaan maak vir julle vissers vir mense. Hulle weet wat hulle doen, hulle weet wat die konsep, hulle weet. So wat wil ek sê? It's a cross-cultural entry strategy into the culture of the next person. Maak dit sin? Is alles reg? Nee. Is alles van die duiwel af? Nee. Vat die kersboom, sit hom daar neer en sê vir man en marak, kyk wat het liewe Jesus vir ons gedoen, vertel van die kersverhaal. Gaan nie oor die boom nie, gaan nie oor die geskenk nie. Man, draai swaantjie sand toe, in 'n papiertjie, gee vir hom 'n kersgeskenk. En as hy hom oopmaak en sê, hier's net sand, dan vertel jy vir hom die storie, dat elke sandkorrel is 'n genadegawe van die Here. Kan jy hulle tel? Nee, jy kan nie. En kan jy dink hoeveel lê daar op die see? Dis die geskenk wat Jesus vir jou gebring het. Hoekom wil jy die duiwel agter alles soek? Jy sal hom kry. Jy sal hom kry. Nee, maar Koos, jy weet, jingle bells. Man, skryf nuwe woorde as jy dan so slim is. Leer hulle dieselfde tune met nuwe woorde. Die lam van God wat die sonde van die wêreld wegvat. Die leeu van Juda wat as koning vir altyd en ewig regeer. Dis goddelike chaos op die aarde. Julle gesien wat gebeur in Israel, het julle gesien wat gebeur
Die mense skiet Taliban en wat 'n man en almal dis chaos. Die misdaad in ons dorp. Ons bly maar so 'n stukkie hier in die dorp. Dis beautiful. Maar jy begin hoor, wat gaan die aan? Hulle het in 'n kar ingebreek. Jy het iemand se handsak gegryp. Wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Die polisie is lekker deur mekaar. Dis almal die. Jy het dit al in jou hart gehad. Vanaand 10 uur as jy nie kan slaap nie. Dan ry jy polisiestasie toe. Dan gaan praat jy daar die ou met die charge office, dis deesdae om die gemeenskapsentrum, nee, ja. Gaan sit jy daar by en sê van wie ek kan nou nie slaap nie. Ek vir jou 'n koppie koffie gebring, hoe gaan dit met jou? Gaan met jou verhouding met die Here. Kom ek praat 'n bietjie met jou. Of sit jy by die braaivleisvuur en vertel vir almal hoe stupid is almal om jou. Beide die seun van God en die seun van die mens. God het dit goed gedink om Jesus tussen die mense te sit. Hier sit hy vandag. Koos, was hy? Is in jou. Die Heilige Gees. Jesus moet vel aan. Daar sit hy. Jy voel hoe lekker is dit om aan iemand te vat. Iemand vir jou 'n drukkie gee. Veral as daar Jesus liefde is. Die seun van God, die seun van die mens, hy is die opstanding in die lewe. Verstaan jy dit? Ek vra jou vanmôre, verstaan jy as ons sê jy het lewe en dit in oorvloed? Ja, Koos, maar jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet, daar, my pa, nee. Die Here sê, ongeag jou omstandighede, jou gevoel, jou belewenis, jou emosie, ek is lief vir jou. God sê, ek is lief vir jou en ek ontmoet jou net waar jy is. Wat beteken dit? Die sondaar aan die kruis, hy sê vir Jesus, asseblief dink aan my. Jesus sê vir hom vandag. Hy sê nie, jou gaan sort net al jou probleme uit, gaan verskyn voor die regter en gaan bely jou sonde en bring 'n offer. Jesus sê, ek bring sommer die offer namens jou, hoor, vandag. Ek is die opstanding in die lewe. Hy sê Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Ek sê nou die oggend weer vir julle aan, hier so lekker is dit. Ons bly nou daar, nee. As die son roer, dan weerkaats hy van die see af so in ons kamer en kyk, hy brand vir my so 'n sproet op my kop. Ek moet die gordyne toemaak, ek moet net, maar wie hoe lekker is dit as jy so jou oog so loer en jy sê, hallo liewe Jesus, wow, jy het my gewag. Let's go. Here, vandag net een ou, hoor. Net een ou. Ek wil nie baie goed doen nie. Ek is nie meer baie vol energie en wat nie. Julle ouens wat gym en doen en wat nie. Dis amazing, prys die Here, jy moet dit doen. Maar hierdie gehardlopery vir wat? Die wyse Salomo sê, net 'n mal mens hardloop as niks om jaag nie. Wat wil jy so hardloop die hele tyd? Kalmeer, ou. Sit daar. Eerste en die laaste. Ons dra daai bandjies, ek sien die klein kinders sê dit ook. What would Jesus do? Julle wat in Potch geswat het, nee. Ja. Wie wat het die Potch studente daarvan gemaak? Hulle dra dit, dan loop hulle in die bar in. Wat doen hulle? Kom aan, jy was daar. Wat wil jy drink? Nie what would Jesus do nie. Is Jesus jou Alfa en jou Omega, eerste, laaste? Of maak ons 'n bespotting daarvan? Maak ons 'n bespotting van Jesus, die lydende dienaar, oorwinnende koning. It's my amazing. Vertel net nou by vorige gemeente, ons parkeerspan, wat die karre oppas terwyl die diens aan die gang is, daar staan karre, bium. Die hoofseun van daai bedieningsspan, wat die karre oppas, is 'n chemiese dokter, so groot seun. Sê vir hom, jy's ou, jy kan hom op die kerkbestuur wees, jy kan daarom 'n bietjie meer bydra as dit. Hy sê, nee. By die werk is ek verantwoordelik vir alles. Hier is ek om te dien. Nou wonder ek, hoe lyk ek en jy? Ja, maar dit staan my nie aan nie, daai koffie wat julle bedien, nee. Man, kom 7 uur in die môre, kom maak jy vir ons koffie as jy so goed is. As jy 'n barista is, kom leer ons, kom. Ons het jou nodig. Hy sê bruidegom wat terugkom vir sy bruid. Dis hoekom ek so mal is oor 'n troue.
Daai formulier wat sê jy is jou pa en jou ma verlaat. O, ek love it. Ek love it, sny die naaldstring. En veral die pappas met die dogters, glo my, ek het 2 dogters, ons het hulle getrou. Ons het 2 dogters, ons het hulle getrou. Daai is nie maklik. Jy wat 2 meisiekinders het, julle 2 daar. Jy kom daar en sê, hey, hoe's die moves? Dat hy kom. Daai pa is oulik, maar hy is tranerig. Gaan jy die geestelike paaiement op hierdie girl oorvat? Besef jy dat wanneer jy kom as die bruidegom om hierdie bruid te vat, dat daai meisiekind onder haar pa se geestelike gesag uitbeweeg en jy skiep 'n nuwe geestelike tuiste vir daai vrou en die kinders wat kom. Trouens die perikoop het die ou mens gesê, nee. Jesus kom en hy sê, weet wat? Kom ons sny die naaldstring met die wêreld, kom, ek het jou kom haal vir die koninkryk. En laastens, Jesus, die leeu en die lam in jou lewe. Mag dit vir jou waar word. Mag Jesus vir jou alles word in Kersfees. Nie die 25ste Desember nie jingle bells nie, nie die boom nie Kersvader nie wie en wat in Jesus, die Seun van God. Kom ons sny die baba Jesus af. En ons sê, baba Jesus word die dienaar, word die lydende dienaar, word die persoon, word die godheid wat vir jou sterf aan die kruis, word jou verlosser, word jou lam, word jou plaasvervanger, word jou verlosser, word jou bemiddelaar, word jou regter, om te sê, wie wat is, sodat jy leef in oorwinning, jy kan maar aangaan, hoor. Dis Kersfees. Kom ons gaan vertel hierdie storie vir ons kinders as ons nou huis toe gaan. Jippie, ons kinders is nie hier nie. Hulle het gister eers laat gekom, hulle is moeg. Wat gaan hulle nou vertel? Nou, gaan die preek weer herhaal. Ek love it. Nie om 'n stem te hoor nie, om 'n waarheid in 'n kind se hart in te sit. Mag dit vir jou waar word. Ons groet jou aanlyn. Ons luister na Roan Josh se liedjie wat sê, he's my provider. Mag dit vir jou waar word. Die link is op Facebook en op YouTube. Ek kan hom nie speel vir jou nie, want dan sny hulle ons af, want hulle is lelik met ons. Maar gaan kyk hom. Gaan raak stil, gaan sit onder 'n boom. As jy 'n kersboom het, gaan sit by die kersboom. Gaan sit by die kersboom en kyk vir daai flikkerende liggies en kyk vir die sterretjie bo aan en kyk vir die persentjie wat daar lê en sê net, Here, dankie. Dankie dat U my provider is vir alles in my lewe. Vrede vir jou. Ons praat volgende week. Net so gou skies. Volgende week is daar nie 'n diens in Newton Hall nie. Ek gaan net 'n boodskap opneem en ons gaan hom stream. Die saal is, as julle kan sien wat agter die kamera aangaan, die saal is nie volgende week beskikbaar nie. Ons huis is nie volgende week beskikbaar nie. So ons gaan net lekker rustig wees volgende Sondag. Spandeer tyd met jou familie. Jy wil na 'n ander kerk toe gaan, jy is baie welkom. Kom net by mekaar uit en dan die 25ste Kersoggend sien ons mekaar weer hierso. Vrede, mooi dag, blessings vir jou.